Goeienaand sê almal hier op Praat Saam Piketberg saam met my Jerome Smit en dan het ek vanaand 'n gas, wel bekend hier op eie bodem en ek gaan vir hom vra om homself bekend te stel vanaand. Goeienaand sê almal, goeienaand sê ek is Pieter Pienaar, boerling van Piketberg, Grootdraad in Piketberg, so baie welkom vanaand. Pieter, voor ons lekker gaan gesels, gaan ons gou so 'n bietjie aanhang en kyk hoeveel mense opkom. Want ek dink daar is soveel mense wat vanaand jou wil sien hier op Praat Saam Piketberg. As reg, ja. So ons kan kyk hoeveel mense het ons en dan sal ons die gesprek voortsit. Weer eens goeienaand aan almal van julle hier ingeskakel op Praat Saam Piketberg saam met my Jerome Smit en dan het ek 'n welbekende op eie bodem. Hy gaan gou net weer vir die sê wie nou net opgekom het wie hy is. Goeienaand sê almal, wat na my stem luister en vir my kyk. Ek is Pieter Pienaar, inwoner van Piketberg, Grootdraad in Piketberg. So baie welkom van almal wat kyk en wat die liefde ook gee wat vanaand kyk. Baie dankie. Pieter het basies groot geword hier op Piketberg. Vertel ons 'n bietjie meer van jou kinderdae en jou ouers, jou familie. Ja, ek het Grootdraad in Piketberg, 1979, die 7de Februarie. Is ek gebore in Piketberg. Ek weet nie of julle ken, daar was 'n plekkie destyds genoem wat hulle noem die Boundary. Daar het ek groot geraak. En van daar het ons gekom en ek en my ma gekom. Ek het 3 broers, maar ook die saam met mekaar groot geraak. En my ma het werk in die dorp en ek het kom woon agterraak by blanke mense die Hannekoms. As hulle miskien dalk vanaand sien, ek mense vir julle oop. Hulle was die Hannekoms waarby my goedmaak lewe verder gegaan het. My ma het in die kombuis gewerk, ek het by hulle in die huis gebly by hulle 2 seuns gehad. Skool in Monet. Pieter, wat ek jou ook wil vra, ons het jou gesien op Steinwil sekondêr destyds en toe was jy nog baie jonk. Wie was die onderwysers op die skool van wie jy die meeste gehou het, as ek nou so kan vra? Daar was een juffrou gewees, juffrou Maton. Sy het my rek gegee. Ek was mal oor haar, want sy het altyd 'n sagte hartjie gehad vir 'n mens en sy het altyd vir jou laat goed voel, laat tuis voel as jy in die klas kom. En dit het vir my altyd geïnspireer, want ek wil altyd gewees het soos sy. Hy saggeaarde persoon, hy liefdevolle mens vir ander mense, hy omgee persoon. Dit was altyd my uitsending op haar lewe gewees. Okay. En dan, kyk, na skool begin 'n mens mos nou altyd 'n rigting ingaan en baie skiet mos Kaapse kant toe. Yes. Wat het in jou lewe gebeur na skool? Ons was so groepie gewees. Ons was 6 by mekaar, ons was self in die Target Boys genoem. Ek gaan nou nie hulle name mense nie, ons was die Target Boys ons op die skool. Nou na skool het ons die wonderlikste dingetjies aangevang. Soos ek kan ek het nie privaat sê wat ons aangevang het nie, maar ons het wonderlike dinge aangevang. En dit was lekker daar gewees. Ons het groot geraak as kinders. Sê julle het dit geniet wat julle geniet. Yes. Okay. En sê gou vir my, was daar enige lewenslesse op jou pad so ver? As jy nou terugkyk, dinge wat jy nou regtig sien, dit het regtig betekenis gehad, was 'n betekenis in jou lewe, iets wat oor jou pad gekom het en jy kan vandag sê, waarlik waar, as dit nie oor my pad gekom het, sou ek nie vandag hierdie mens gewees het nie. Ja, nee, as ek nou 100% reg gewees, was 19
98 kom Apostel de Water vir die eerste keer Piketberg toe. En hy kom staan openlig in Piketberg en die aand was ons ook 'n bietjie deur mekaar gewees en ek het so oor kan hulle gesit en daar's 'n lied wat hy altyd gesing het, ek hoor die relatieve kering en daai lied het daai aand vir my getref en ja, ek het tot inkeer gekom en van daar af het my lewe verander. Ek was nooit meer dieselfde mens gewees nie. Ek het begin omgee ook vir ander mense, begin liefde kry vir ander mense en dit is waar ek vandag staan. En dit het vir my 'n baie groot betekenis gegee in my lewenspad tot op vandag toe nog. Dis goed en ek dink jy gaan aan die einde hiervan gaan jy vir ons 'n lied sing. So dis mos nou iets waaraan jy baie goed is. Sê gou vir ons die tipe werk wat jy nou doen, wat doen jy op die oomblik en waarin is jy baie goed, Pieter? Okay. Ek is tans as 'n skoonmaker by die gemeenskapsaal Piketberg en ek werk soms by die kliniek Piketberg. Ja, daar uit skoonmaak en so aan te help ek hulle by die kliniek ook uit. En dan ek is mal oor as dit kom by huis skoonmaak. Omdat daar waar ek groter raak het, was dit jou ding gewees. Elkeen kry 'n beurt om my huis skoon te maak. Saans na ete skoon moet was en jou bed moet ordentlik opgemaak is en as jy moet agter mekaar is. En my beste wat ek kan is, ja, dit is kerk gaan. Ek is mal oor kerk gaan. Sê en dan wil ek gou ook by jou hoor. Portable, ek hoor baie keer van Portable, Pieter. Hoe word jy connect met Portable? Okay. Die mense van Portable hier vandaan kyk, hier gaan Pieter nou praat. Dit het gebeur 2011 na my ma se sterfte, die 6de Februarie. Ja, sterf my ma en dan Portable is die wat saam met my ma gedien het. Hulle is die Pieterse. En die Christine Pieterse is ook al wat daar oorlede, pas sampie lewe nog. En dan ek nou hulle kinders ontmoet en hy het ons so heen en weer getravel het Sondag en diens en swinte. Daar het ons liefde vir mekaar begin. En met my ma se sterfgeval het die ma Christine gesê seker 'n maand daarna toe sê sy maar sy kom haal vir my in Piketberg. Ja. En dis hoe ek in Portable beland het. Daar het ek toe vir 'n paar jaar in Portable gebly, dink seker 10 of 11 jaar het ek in Portable gebly en daar ons familieband, daar ons as 'n familieband weer daar is my lewe opgegaan. Okay. Pieter, nou beweeg ek na 'n ander rigting toe en ek dink baie van hierdie mense wie op die bekende en die gewilde Bergrivier Kletsam WhatsApp groep is mense. Dit is interessant om daarna om te lees wat daar aangaan, om te luister wat daar aangaan. Ons geniet dit so as ons veral naweke. Dit was baie. Ek wil gou by hom hoor. Hoe het jy daar uitgekom by Bergrivier Kletsam en hoe ervaar jy dit, sien dit dat so baie mense van jou hou op daardie groep? Okay. Ja nee, ek het gehoor van die kletsgroep. En jy was saam klets. Toe dink ek ook saam klets. En ek vind uit en ek vra by wie gaan ek navraag doen om die toe sê ek vir Den wat boodskap. Ek vra hom die so ek wil die klets ding wat julle so het man. Dan ek ook gaan die kan klets in. Want die klets gaan lekker en die mense praat net van klets en op so 'n manier toe het ek op klets gekom. Ja nee, ek geniet dit en die meerderheid mense op klets ken my. Soos ek sien as baie Portable op kletsgroep, so hulle die meerderheid ken vir my, Piketberg ken my. En ja, ek ervaar baie dinge op kletsgroep. Ja, ons huil saam, ons lag saam, ons maak jokes saam en ons trap mekaar uit, saam uitgetrap word en swante maar Hulle bring mekaar dit. en ons bring mekaar net weer terug, kom pad toe en staan en ja, dis net lekker dame, dis net lekker. Baie kere verstaan almal nie mekaar nie. Maar as hulle eers in een raak, in een kom word, dan sien ek nie, maar nou verstaan almal weer mekaar en ek verstaan hy in sy punt en hy verstaan my punt en verstaan. Ja, baie kere ek weet daar kom 'n tyd in my lewe wanneer ek weer voel soos ek dink elke kind wat 'n ouer verloor het, daar kom 'n tyd in sy lewe wanneer hy voel maar dis nou die maaste tyd. Verstaan om nou in te tree, om net vir jou skouer te gee, om net vir jou 'n handdruk te gee, om net te sê my kind, ek is lief vir jou, verstaan? En daar's daar weer te wanneer jy voel, nee, lewe maak nie meer sin nie, verstaan? Maar
dan is ek so bly vir Zaan vanaand. Sy is altyd die een wat vir my motiveer op die groep. Sy altyd vir my 'n woordjie private, sê Pieter, ek het nou weer dit gesien, nee man, ons doen dit so, en moenie dink jy sal alleen nie, ons is daar as ek klets. Ek hou van die klets, want die klets is daar, hy is bystand. Hy is daar om sy liefde nodig het, hy is daar om sy hulp nodig het, kan ek vir jou gee. Dat is hoe ek op klets gekom het. Dis baie goed en dis so interessant om te luister. Ek het nog net vandag gesien op hierdie groep, hoe Lizaan betrokke geword het, wat het daartoe gelei. Yes. En dat sy nou nie meer so aktief kan wees Yes, op hierdie yes, groep nie, yes. maar kon die nou verder sal vat. En wat hulle eintlik vir die gemeenskap doen, dit is so 'n goeie kommunikasie Precies. tussen mense hier op die dorp. Precies, Mense bly gekonnekt met mekaar en is op hoogte van Sake, ja. En as jy enige ding wil weet, is so maklik, jy kan net die vraag gooi en jy die antwoord Onmiddellik, ja. So, dit is wat ons as 'n klets aan. Ja. En waar julle so lekker klets. Yes, dit yes, is aan yes. ons toch ook gedoen. Pieter, nou gaan ons gou beweeg in die gemeenskap van Piketberg. Wat dink jy, of as jy nou kan gaan na 'n eiland toe vir 'n week. Dit is 'n eiland bitterlik ver, ons dink nou nie aan Robben Eiland. Ja, nee. Wat 'n 5 persone, wat 'n 5 Piketbergers sal jy saamvat? Piketberger, nou moet jy nou mooi hoor. Ja, daar is my collega, Katrina Danster. Sy is nommer 1, dat sal ek sal baie graag vir haar wil saamvat. En dan is my auntie Indrina Kagona. Sy is my alles nou deesdae. Sy is my ma, sy is my pa, sy is my alles. Ek sal vir haar vat, en dan is my niggie, Nella Klaasen. Sy is altyd een wat my bystaan en sê, Pieter, net jy het haar verkeerd gegaan, jy moet weer daar kom sien. En dan is dit my groot pastoor, David Koelenberg. So jy gaan kerk toe daar. Ek sal moet hom, ons gaan alles doen daar so. En dan is die vernaamste persoon, Tina Baron. Dat is my inspirasie daar, Tina Baron. So ek sal vir hulle vat, om saam uit te gaan, agteroor lê. Ek hoop julle is gereed vir as die dag kom. Ek wil gou nog vir jou vra, Pieter, jou talente. Wat ek weet, ek het jou baie gesien sing, is daar nog ander verskillende talente waarvan ons nie weet nie? Dat is nou so, nie hard nie, maar ek doen so baie, ek het so baie goed wat ek doen en waarvoor ek lief is. So daar is nie eintlik 'n spesifieke, maar okay, sing is nommer 1, en dan sal ek sê, om kennis te maak met ander. Ja. Ek is mal daaroor, ek hou van met mense kommunikeer. As ons altyd uitgegaan het op diensterpe en so aan te kerke gaan uit en so aan te, dan is ek altyd die ene wat mense na mekaar toe bring en ek sal altyd sê, vir my jeug, julle kan nie so een kan wees sê, meng, die vriende kinders en bestaan, ek is so 'n persoon, ek is so 'n openlike persoon, ek is 'n open brief vir anders, ek is 'n open brief vir anders. Ek sien nou net hier is Sofia Matola vra, of jy sien wie politiek gedruk. Via, asseblief, Via, asseblief. En dan sê Lee sê vir ons, Nancy Jerome, al die pad is ek in Kaapstad Ethlin, en dan is daar Ellison Olivier, wat ook daar praat van die Tess Boys, kom kyk hier, kom ons kyk wat sê Nico Marman, hy my ou skoolmaatjie van Tuka, die man wat hyg, sy haartjies wit, dit is wat ons ook al gesien het, hoe gebeur dit? Okay, ek wil jou nog ook vra, Pieter, daar is so baie goed in hierdie lewe wat 'n mens nou graag wil doen, maar op 'n tyd in jou lewe, dan besef jy ook, daar is net soveel tyd. So, wat in jou leeftyd, of die tyd wat jy nog gaan kry, wat sou jy nog baie graag wil doen? My hartse begeerte is nog, wat ek nog baie graag doen, ek wil nog net saam kinders wees. Ek wil saam kinders wees, byvoorbeeld soos 'n gemeenskaplike jeug. Ek wil saam kinders wees, net om te hulle vertel die pad waarlangs ek gekom het. As jy nodig om agteruit te sit nie, of om agteruit te gaan nie, daar is 'n beter toekoms, daar is 'n beter uitkoms vir 'n mens. Ja. Verstaan, jy hoef nie in jou sorge te bly sit nie. Ja, en dit vat ons nou na die kinders toe, vir al die jongspanne.
op die Piketberg, ons sien baie, ons hoor baie. Ja, Wat dink jy is die leemte in die lewe van die jong mense, of wat is kort, wat kan nog gedoen word om die lewe van die jong mense 'n bietjie meer interessant te maak hier op die Piketberg? ek kan sê, met eerlike woorde, kan ek vanaand sê dat as ons nou kyk na ons jong manne, ek weet of hulle tekort is in liefde, of waarin is hulle tekort te sien, maar iets ontbreek in hulle lewe. Maar as jy saam met die persoon praat, dan gewaar jy die persoon wil nie graag so lewe nie. Sien, die persoon wil nie graag so wees soos ons vir hom kyk nie. Sien, ons sien ons nou 'n anderlike oor. Maar as ons 'n omswaai kan maak, sal ek sê, as ons as groter ouer mense kan hande saamvat en 'n ding in die Piketberg doen wat ons jong mense kan akkommodeer. Hier is te min akkommodasie vir ons jong mense. Okay. Er staan te min dinge waarna toe ons kan gaan. As ek sien in Portugal, pas nou 2 jaar terug, was daar 'n plek gewees wat net jong mense by mekaar kom het, en dit was amper soos 'n gospel ding gewees. Sy gaan sing, die een doen daai ding, en die een speel dominos daar, en die een speel kaart daar, en maar alles op vandag gaan alles oor die jare. Verstaan? So die jong mense iets om te doen. Verstaan? Soos as so iets kan gebeur in Piketberg, sal dit ook weer. Verstaan? Okay. Kom ons lees gou jou hier op ons groep. Adrian Moses, ken jy hom? Yes. Hy sê na die Jaken en die kant van Korpenwil. En dan sien ons Felicia, Veronica Davids. Na die Jaken en die kant van Goed Verwag. Ai, Sien jy beweeg baie rond. En dan sê jy Kloete, trots op jou Pieter Pan. yes. Jy het die moed om aan te gaan. En Kylien Klaasen, goeie naam, neef Pieter hier in die kant van Woester. Ek prys en eer die Here vir jou lewe. Baie dankie. Lekker om jou op hierdie platform te sien en weer so bietjie van jou te hoor. Super trots op jou. Baie dankie. As 'n pragtige boodskappe wat jy stuur hier na ons toe van Pieter. Ek wil gou by Pieter hoor. Pieter oud word sê hulle is nie kinderspeletjies nie. Wat dink jy van oud word en sien jy uit daarna, aangesien ons nou al op pad is na 'n halfuur? Ja, ek is amper by die halfuur. Nie as ek eendag, as ek nou so oud moet word en ek is nou oud wat ek op die stoep moet sit, dan voel ek dat wil ek op 'n rustige plek wees. Verstaan? Want dan voel ek dat wil ek my paar jare wat ek oor het met Christus, met my mense, dan wil ek dit alleen verstaan, dan wil ek dit alleen spandeer en rustig wees en alles afhaal wat op my was en so aan te. Dan gee ek dit oor aan die next generation. Daar sê. Pieter, ek wil nou hoor by jou Piketberg. Piketberg is so na aan ons almal. En ons almal is oor Piketberg. Wat gaan jy vir die mense sê as enige een nou vir jou vra, vertel my iets oor Piketberg. Wat gaan jy vir almal vertel hier op hierdie platform? Wat dink jy van hulle weet van Piketberg? Okay, ja nee. Piketberg is 'n dorp waarop ons kan trots is. Want baie van Piketberg se mense, soos ek gesê het, is liefdevol. Hulle gee om. Hulle kan vir jou bystaan as jy maar net wil. En dan in die sin van Piketberg is maar ons dorp Piketberg. Ek saluut Piketberg met sy mense en al. En ja, Piketberg is maar net by plek. Dis my geboorteplek en Die Skynsdorp by die regop mense. Skynsdorp by die regop mense het van Rooikie daar gesê ja. En ja, dit is my afsterweplek die. Ek het my testament opgesit vir Portugal, maar ek moet Portugal sê jammer Portugal. Maar Piketberg is maar nog net Piketberg en klaar. Hoor jy nou Portugal, as ek jammer. Ek sê Abigail Pedro sien uit na die lied Patch. En ek wil jou nou wat vra Pieter voor ons oor gaan na hierdie lied. Ons staan al op 101 mense wat ingetune is. Vir die mense hier op Praat Saam Piketberg. Kyk, ons gebruik hierdie platform om nie net lekker te gesels nie, maar ons stel eintlik Piketberg bloot aan die hele wêreld. Nie net Suid-Afrika nie, maar mense in verskillende dele van die wêreld kan nou op hierdie oomblik kyk na ons gesprek. En
wat het jy vir ons mense te sê? Ons gaan binnekort vier ons 30.000 followers of volgelinge. Wat het jy vir ons amper 30.000 te sê hier op Praat Saam Piketberg? Ja, nommer 1 is dat die woord van die Here sê, sy hand is nooit te kort om te help nie. So, Piketberg moet nooit dink dat die Here is nie daar nie. Die Here is in alle tye, in alle omstandighede, in alle terugslag, in alles is die Here daar. Baie kere voel ons as mens dat die lewe maak nie meer sin nie, of alles gebeur net, verstaan, met jou en soante, maar ek wil vandag vir iemand bemoedig. Slaan jou oë op na die berge. Is nie daar waar ons hulp sal vandaan kom. En ek wil sê dat as jy in 'n situasie sit, maak soos ek maak ook die nog almal, dat iemand kan weet hoe ek voel, dat iemand kan verstaan waartoe ek gaan. Ons sal nie verstaan as jy nie weet waarvan die persoon praat of wat van die persoon kom nie na vore toe nie. Daarom wil ek vanaand vir die Piketbergse mense sê, staan op, wees soos 'n vrou en 'n man, soos ek vanaand, wat opstaan en kan sê wat op my hart is. Daar sal 'n lied wat sê, God soek 'n man en 'n vrou wat 'n muur kan bou. Soos ons nie kan saam staan en 'n muur kan bou nie, waar gaan ons die streep trek op een van die dag? So Piketberg, ek wil vanaand vir julle bemoedig, die Here is nog ten alle tye met ons, in ons teenwoordigheid, in jou slaap, in jou opstaan, deur alles is die Here met ons. Ek lees gewoon nou 2 boodskappe hier op ons groep. Monique van Wyk wat sê, trots op ons die Jaken. En dan is daar Adien Engelbrecht, Apostel de Water, sou trots wees. Wil jy vir hulle ietsie sê? Ek wil vanaand sê, baie dankie Monique, Suster Adien, Pastor Rest, baie dankie vir julle sienings op my lewe, baie dankie. Ek waardeer julle in my straat, ek waardeer alles wat julle vir my doen, die bemoedigings, die gebede wat julle vir my opstuur, ek waardeer alles hoor. Baie dankie, ek saluut julle. Daar sê julle, dit is ons gesprek hier op Praat Saam Piketberg, saam met my Jerome Smit en dan Pieter Pienaar. En net voor hy oorgaan na die pragtige lied toe wat hy gaan sing vanaand uit volle bors. Dit is nou die tyd vir die volgende 2 maande gaan ons elke week so 'n gesprek hê saam met mense op Piketberg of hier in die Piketberg area wie regtig lekker kan gesels. Daai kletsamers, die mense wat praat soos Piketbergse mense. Yes. So, ons gaan hulle opsoek, ons gaan vir julle lank voor die tyd wys wie hulle gaan wees en dan gaan ons lekker saam kuier. Die een kan sing, die een bring miskien iets wat hy kom maak sodat ons almal lekker saam kan eet, soos 'n resep of wat ook al. Dit is nou soos ons beweeg na die einde van die jaar se kant toe. Dit is wat ons plan is om nou hier op Praat Saam Piketberg te kan doen. So ek gaan nou oorgee. Ek het nou daar op ons kletsaam groep genoem dat jy nog gaan sing en hulle gaan nou inskakel hier op Praat Saam Piketberg. So ek gaan nou oorgee aan Pieter Pienaar. Ons het die Jaken soos julle sê. Nammer stel die Here jou te leer. O, nammer stel die Here jou te leer. Ja, nammer stel die Here jou te leer. Piketberg, nammer stel die Here jou te leer. Nooit te leer, stel die Here jou te leer. Hy stel nooit, Piketberg nooit te leer. Ja, nammer stel die Here jou te leer. Nooit te leer, stel die Here jou te leer. O, nammer stel die Here jou te leer. Jong man, nammer stel die Here jou te leer. Jong vrou, nammer stel die Here jou te leer. Papa, mama, nammer stel die Here jou te leer. Nooit te leer, stel die Here nooit te leer. Ja, nooit te leer, stel die Here jou te leer. Baie dankie, Piketberg. Pieter Pienaar, baie dankie vir die boodskap dat nimmer stel die Here jou te leer. Dit is aan ons
mamas en papas, die jong man, jong dogter, aan elkeen van julle, die boodskap is daar, nimmer stel die Here jou te leer. Amen. Dit is ons kuier, baie lekker jou praat saam bekend per Pieter. Ek wil vir jou baie dankie sê. Precies. En dis hoop ons gaan volgende keer weer gesien. Yes. Ja, sy dankie. Baie dankie.